Agter my is the Village Shopping Centre. Dit is die nuwe shopping center wat hulle besig is om te bou in Buffeldoornweg. Nou vanoggend het hulle hierdie pad, Buffeldoornweg, op 26 Augustus, dis 'n maandag, het hulle hierdie pad toegemaak. Omtrent so 50 protesgangers, omdat hulle ongelukkig was, omdat hier nie genoeg locals op hierdie site werk nie. Hulle sê dat die kontrakteurs bring al hulle eie mense van Johannesburg en ander plekke, en hier is nie genoeg mense van Klerksdorp tot Makassar omgewing of ons streek wat hier werk op hierdie site nie. En dit is hoekom hulle die pad toegemaak het, want hulle wil hê meer van hulle mense moet hier aangestel word om hier te werk. Ongelukkig, daar is interdik al reeds teen die groep wat die van protesgangers, en die hof het reeds beslis dat hulle nie hier mag van probleme maak ensovoorts nie. So, waarom hulle hier is, weet niemand nie, maar hulle probeer nog stres hulle laat. Gelukkig die polisie het hier uitgeval, privaat sekuriteit, en hulle het die pad ordentlik vanaf opgemaak, so dis nie vir te lank ontwrig nie. Ons moet ook onthou, die rede waarom hier nie 'n menseklomp local mense aangestel is om hier te werk nie, is omdat elke kontrakteur en subkontrakteur het nou maar hulle eie persoonlike mense wat vir hulle werk. En hulle werk al jare vir hulle. Daar is sekere boumetodes wat gevolg moet word, guidelines, en jy kan nie sommer net enigiemand aanstel om 'n ding te doen nie, want hy moet eers opgelei word, en dit is eintlik maar 'n skilled labor probleem. Jy werk al vir jare met mense wat aangestel is om vir jou te werk, en dit is nie tydelike werk nie. Hier is nie genoeg tydelike werk om vir locals te gee nie. So, en dit is waar die probleme inkom. Dan kom hierdie mense van ander dorpe af, Johannesburg konstruksiemaatskappy, en hulle kom werk hier, en hulle bring hulle eie mense wat dan hier kom werk, en die local mense verstaan dit nie altyd, en ek dink dit is die grootste probleem wat hier veroorsaak word. Die ander probleem is ook natuurlik dat ons 'n bietjie van 'n construction mafia groep hier het, van mense wat nou gaan na, kom ons sê, hoofleier en vir ons sê, jy verteenwoordig ons en jy gaan vir ons hier werk kry. Dit lyk my daar is so 'n tipe van 'n situasie ook, maar dit is nie bevestig nie. Nie wat ek op hierdie stadium kon bevestig nie, maar dit wil so voorkom. Maar daarvoor op hierdie stadium, en dit is nou, as ek net seker maak van die tyd, dit is nou 11 uur die oggend, en die pad is op die oomblik oop. Hier is nog so kolletjie waar het gebrand het, waar hulle bande aan die brand is, en die hele pad vol klippe, al die los klippe wat julle in die agtergrond sien, die klippe is in die pad ingerol en hulle die hele pad toegemaak. Soos ek sê, om 50 van hulle, maar die protesgangers het vandag, die polisie het al vandag hier is op verkeersbeampte en privaat sekuriteit is nog hier om seker te maak dat dit veilig bly. Dis onregverdig dat die mense nou addisionele mense en addisionele mannekrag moet hier om seker te maak dat jou mense veilig bly, waar 'n mens eintlik veronderstel is om te werk en te kan werk in 'n konstruksiesite soos hierdie, en jou mense is veilig. Dit is onregverdig dat ons in 'n land bly waar jy nou addisionele sekuriteit moet nou van hier om jou mense veilig te hou. Maar nou gevolg, daar sien julle the Village Shopping Mall wat ons hoop eersdaags ook gaan maak. Hier gaan 'n Checkers en 'n Clicks en 'n klomp ander winkeltjies weer, lekker parkeerarea daar aan die voorkant. So dit gaan 'n lekker shopping center wees, en kom ons hoop hulle kry dit klaar, gaan hulle nie nog probleme ingebring word. Afval, sien julle in die volgende video.